Hierdie is Skat of Wat, die speletjiesprogram waar ons deelnemers se instink en oog vir oudhede en versamelstukke op die proef stel. Ek is Rolien Daniel en hierdie is die eerste van 2 semifinale rondes waar 2 spanne dit uitspook om te kyk of hulle die waarde van stukke korrek kan bepaal om uiteindelik gekroon te word as die wenners van Skat of Wat. Ons wenners stap weg met R20.000, maar ons daarom troospryse ook. Ons naaswenners kry R8.000 en derde plek R5.000. So kom ons kyk wie is terug. Dit is 2 komkommerkoelspanne, beide onoorwonne sover. Aan die een kant het ek vir Peter en Tandy en dan vir Alistair en Merlin. So Peter en Tandy, waaraan skryf julle julle sukses sover toe? Is julle net lucky? Spanwerk. Spanwerk. Okay, dit help as mens getroud is seker. Lyk my julle dan nog iets om te sê vir mekaar. Debatte maklik op te los. Okay, en die broer en suster aan hierdie kant, hoe voel julle oor julle kansse vandag? Ag, ons voel baie positief. Net soos in die vorige episodes, is op my spanwerk en baie klomp raaiskote, maar dit werk. En wat was vir julle die lekkerste sover? En die kuns en dit is alles so interessant en ons leer baie dinge, so ons geniet dit beskikbaar baie. Ja, dit is lekker om jou dag met mooi goed te omring. Dit is beslis, ja. Absoluut. Ek het weer soos laas vir julle gevra om van julle eie versameldinge saam te bring. En ek gaan hier sommer by jou begin, Tandy. Lyk my julle die mooiste kuns in julle huis. Vertel my wat jy vandag saamgebring het. Ek is 'n bietjie bang dit raak nou op. Maar hierdie is 'n besonderse mooi bak wat my peetma vir my laat maak het vir ons verloving. Dit is vir my baie mooi stuk. Dit laat my altyd glimlag. Dit pas ook by ons huis baie mooi en dit is nou allerlei verskillende doele gedien, maar dit ook gemaak om lekker in 'n oond te pas of op 'n hotplate. So dit is baie prakties. Oh, wow. Maar wat ek daarvan hou is iets wat prakties is, hoef nie lelik te wees nie. Dit kan mooi wees en dit kan vir jou laat glimlag en dit kom nou al 'n lang pad saam met ons en dit bly baie 'n spesiale stuk in ons huis. Wat 'n lekker storie. Julle ken nou al ons eerste ronde. Agter my is 'n muur met 6 dinge. En ek gaan van julle verwag om te raai watter een die meeste werd is en om dan 'n randwaarde aan daardie stuk te koppel. Ek dink ons mure raak definitief meer uitdagend soos ons reeks vorder. Eerstens is hier 'n tipe van 'n vaas wat vir my lyk soos 'n kwaai uiltjie. Dan 'n snaarinstrument van 'n aard. Ek weet nie of een van julle weet wat hierdie is nie. 'n Swart en goue vaas met bietjie antieke motief daarop, bietjie Grieks lyk dit my. 'n Glasappel, dekoratiewe appel, 'n kunsboek en 'n potterbakkie, neem ek aan. Julle ken die drill, julle kan nader staan, julle kan die dinge van nader besigtig en dan moet julle julle raaiskote maak. Hier is dit, ek is 'n tipe van 'n masker, maar ek sê nou is dit. So van is, ja. Dit daarna gesien. Ja. Hierdie boek is baie spesiaal, maar hierin is op beskadig, so dit is seker. Ja, is kors. Ja. Dit is Storie wat dit allemaal wordt. Dat is een story wat dit allemaal wordt. Oké, dus die die appel was niet homemade. wat met Die lijkt eens een gaar voor. Ja, het lijkt op plastic. Kijk, nou, dan heb ik smaak op en het spijt zit. Daai appel wat vir my is wel vir 'n appel. Ons het daai groen appel in hulle kombuis wat hulle spesiale troupresent was. Ek kom met 'n skrikkelpyn. Zo wat eraan waar is al Maar dis hierdie lyk ook vir my soos of ek kom van 'n plek wat omtrent is gesit van die deur. Ja, gery gitaar. Dat is het. Oké. Dus gemakkelijk met dat. Zo gaat het voor de gitaar. Wen ik potterbakkie. Hmm? En dan wen ik potterbakkie. Wat van nou? Die potterbakkie dan meer. Dat is uit. Julle kan vir my julle raaiskote waag, die stuk wat julle reken die meeste werd is en 'n geskatte randwaarde. En dit is nog op skade. Potterbakjes. Merlin en Alistair se raaiskoot is in. Baie dankie. Maar soos julle brand ek om te sien wat hier binne staan, maar soos julle weet, sal ons eers aan die einde van die episode uitvind of hierdie dalk een van die spanne kan maak of breek. Voor ons aanbeweeg na ons volgende ronde, Alistair,
Wat het jy vandag vir ons saamgebring? So, Rolien, hierdie stuk is eintlik 'n item wat aan 'n tannie van my se pa behoort het. Hy is nou al oorlede, maar as kind het hy dit versamel. Hy was 'n versamelaar en sy vrou was ook 'n versamelaar. Sy het weer porseleinpoppe versamel. Ons het altyd net na die glaskas gekyk. Ons was nooit ons kan nooit gespeel het met die goed nie en ons het altyd net gespeel het as kind. En toe hy afsterf het, al sy kleinkinders van hierdie karre gekry en ek was gelukkig om hierdie ene te kry. Nou kan jy uiteindelik speel met hom. Wat Ja. dis 'n Corvette. Dis 'n Corvette, ja. Ag, beautiful. Julle lyk regtig of julle uit 'n familie van versamelaars kom. Want elke keer kom julle met iets meer special wat van 'n ouma of tannie kom. Lekker. Ons is terug net na die breek vir ronde 2 van Skat of Wat. Ons volgende 2 rondes van die speletjie gaan so werk. Elke keer gaan 3 nuwe stukke voor julle verskyn en julle gaan gevra word om dit te rangskik van wat julle dink die meeste werd is tot wat die minste werd is. So hulle sê diamonds are a girl's best friend, maar om te kyk of diamante hierdie ronde julle beste vriend gaan wees, het ons vir Dr. Petri Prins van Prins & Prins. Petri, vertel my, wat het jy vir ons gebring? Rolien, dankie vir die uitnodiging. Voor ons begin wil ek tog net vir ons deelnemers sê dat die waardes wat ek op die items geplaas het, is wat 'n persoon sal moet verwag dat hy sal kry as hy dit verkoop aan die handel of by 'n veiling. Nou, ek het 3 items gebring en vandag gaan dit oor diamante. Nommer A is 'n unieke swart diamant wat gemonteer is in 'n ring van platinum. Dis 'n groot swart handgemaakte ring. Nou, swart diamante was nog vir baie jare 'n misterieuse ding. Niemand het geweet waar dit vandaan kom nie. Maar die seerowerboeke het almal gesê die seerower soek altyd hierdie swart diamant en dit was altyd 'n groot skat in 'n skatkis. So almal het geweet van swart diamante, maar niemand het dit nog ooit gesien nie. Tot 'n paar jaar gelede toe wetenskaplikes besef maar as jy 'n groot diamant, 'n natuurlike diamant vat, jy verhit hom geweldig en jy bestraal hom met gamma-strale, dan raak hy pikswart. En daarvan af het swart diamante baie gewild geraak en vandag is dit 'n groot swart diamant wat jy sal moet waardeer. Die tweede item is wat ons noem 'n tennisbracelet. Die naam kom van die feit dat net bykans 40 jaar gelede, 50 jaar gelede het Chrissy Evert, die Amerikaanse tennisster in die Amerikaanse Ope, die armband gedra, dit het verloor en sy die wedstryd gestop en gesê soek eers my armband en die kameras het haar gevolg totdat sy die armband gekry en teruggesit het op haar arm en die hele wêreld het geweet dit is 'n tennisarmband. Nou hierdie tennisarmband bestaan uit omtrent 9 karaat se mensgemaakte diamante. Nou, dit is iets wat baie gewild geword het. Dit is 'n diamant. Hy's net deur die mens gemaak, nie deur in die natuur nie. So dit kos 'n klomp geld om so iets te maak en dis mooi spierwit diamante en baie suiwer. En die gewig van die 18 karaat goud is omtrent so 16 gram. Dan die nommer C item, hier het ons 'n baie kleiner diamantjie in 'n baie dunner platinum ringetjie, maar dis 'n natuurlike diamant. Die kwaliteit van hierdie diamant is nie so goed soos die kwaliteit van die sintetiese diamante nie, maar die een het 'n bietjie meer rariteitswaarde en dis natuurlik omtrent 'n 10de so groot soos daardie een. Dis net oor 'n karaat, 'n mooi wit kleur, maar nie so suiwer nie. En jy sal 'n besluit moet neem tussen 'n unieke, misterieuse swart diamant, 'n grootte, 'n amper 9 karaat se mensgemaakte diamante of 'n kleiner natuurlike diamant. Dankie Petri, lyk nie het vir hulle net genoeg inligting gegee om lekker vrae te tease. Nee, jy gaan nou 'n kans kry om te vra, Petri. Ek gaan julle nou nader nooi om die juweliersware van nader te besigtig. Staan gerus nader. Dit is nie totaal gemaak nie. Dit is solid. Dit is eintlik 'n platte diamant. Emma, swart. Swart diamant. En ook 'n natuurlike diamant. Beautiful shoe. Die wat hè? Tennis bracelet. As dit en natuurlik diamant. Dis is skerpend en Elke spanlid gaan nou die kans kry om 'n vraag te vra en ek begin sommer hier by Alistair en Merlin met 'n vraag. Is daar 'n groot verskil tussen 'n handgemaakte diamant en 'n natuurlike diamant in waarde? Kyk, die mensgemaakte diamante is 'n diamant, sy fisiese
en chemiese eienskappe, optiese eienskappe is presies dieselfde as 'n natuurlike diamant. Die enigste verskil is natuurlike diamante het 'n geweldige groot prysverskil afhangende van hulle rariteit. Waar mensgemaakte diamante kom uit dieselfde proses uit. Dit kos maar dieselfde om 'n groot of 'n klein mensgemaakte diamant te maak. So dit is sy rariteit is in sy kleur en sy suiwerheid en die feit dat hy wel 'n diamant is. Pieter of Tandi? Die swart diamant. Hoe het element van mensgemaakheid soos jy verduidelik het, maar so dit steeds is 'n natuurlike diamant. was natuurlik om mee te Wat natuurlik begin. nie baie mooi was. Jy het 'n lelike kleur dalk gehad of vol insluitsels en dan het hulle hom swart gemaak. So die kleur is mensgemaak, maar dit is nog 'n natuurlike diamant. Die waarde daarvan, is dit meer dan as voorheen gekleurd was? Voordat hy swart gemaak was daar nie eintlik 'n aanvraag vir hom nie. Was dit eintlik 'n industriële diamant. Was hy nie te duur geweest nie, maar nou dat hy swart is, nou kan hy as 'n juweel beskou word. En mense koop hom as sulks. Ons gaan daai as 2 vrae beskou. So dit is die einde van die vrae vir Pieter en Tandi. Die tweede deel. Miskien vra Merlin jou vraag. Kom ons kyk. Hierdie klomp klein diamantjies in hierdie tennis bracelet, verg dit meer waarde omdat daar meer klein diamante is. Weet jy, dit is die totale gewig wat die waarde maak. Die kleintjies is maar almal dieselfde. Hulle kan 'n bietjie groter gewees het. Hulle sou per gewig, per karaat sou hulle maar dieselfde dollarprys gehad het. Toe reg, dankie. Okay, ons beweeg nou aan na die oomblik van waarheid. Julle het julle wit magnetiese borde tussen julle. Watter juwelierstuk die meeste werd is tot die minste vir die kleinste kol. Ek sê dis 'n groot kinkel in die kabel want is onder die indruk en so was hy En ek gaan vir julle aftel in 3, 2, 1. Heeltemal verskillend geraai. Pieter en Tandi het gereken A is die meeste werd, gevolg deur C, gevolg deur B. Terwyl Alistair en Merlin gegaan het vir die tennisbracelet wat die meeste werd is, gevolg deur A, gevolg deur C. Pietrie, is een van hulle reg? Ek bevrees nie een uiteindelik enigiets reg. Nie een is 100% in die Nie kon nie. En 100% soos julle reg. weet, is hier nie halfpunte in hierdie ronde nie. Dis reg of verkeerd. Ja. So Pietrie, verlos almal uit hulle ellende. Wat is die korrekte volgorde? Die natuurlike diamant is by verre duurder. En jy gaan meer geld vir hom kry as jy hom verkoop as enige sintetiese diamant. Die rede natuurlik, die items het nie 'n tweedehandse waarde nie, want jy kan soveel as moontlik maak van hulle. So alhoewel die 18 karaat baie duurder is as die goud hier, maak dit nog nie op nie. En dan die minst waardevolle een is A, die swart diamant. Dit was maar net baie min wat dit oorspronklik werd was. Die feit dat die mens die kleur bygesit het, het nie veel gekos om te doen nie. So julle, almal is darm nog op gelyke voet hierso, het nog nie 'n wenner na vore getree in hierdie ronde nie. So julle het nog kans om mekaar verby te steek. Maar voor ons aanbeweeg, wil ek hoor Pieter, wat het jy vir ons saamgebring van die huis af? So ek het so 'n klein porselein beeldjie gebring wat met my geboorte gekry het. Dit kom uit Duitsland uit. Google is die handelsmerk, maar sonder die S. En dit kom uit Genadiglik. dit kom uit West-Duitsland, so dis oud. Seker so 'n bietjie my ouderdom weg. So dis nie super skaars, ons baie van hulle gemaak, maar van die reekse en van die sekere jare so 'n bietjie meer werd as die ander. So dis 'n baie persoonlike item vir my, maar ook hy so 'n bietjie waar. Ek het so vinnig gekyk. So ja, dit kan tot by 'n paar duisend rand werd wees. As jy die regte stuk het, is nog mooi en dit kom uit die regte jaar uit. En laat jou kinders speel daarmee of? Nee, hy is mooi Nee, weggesteek. Toe, ons is terug net na die breek vir ronde nommer 3. Dis amper tyd vir ons laaste speletjie hier op Skat of Wat.
Maar voor ons daarby uitkom, wil ek by ons laaste deelnemer, Merlin, hoor. Wat het jy vir ons saamgebring? 'n koppie en piering. Dit was ook een van die items wat in my ouma se displaykassie was. Dit kom in 'n stel van 6 en baie mooi kleure. Ek weet nie presies hoe oud dit is nie, maar dis nou al daar vir so lank as wat ek kan onthou. Maar dis vir my baie spesiaal en verskriklik baie mooi. Jy sê verskillende kleure, maar die oranje een neem ek aan is seker jou gunsteling. Dit is my gunsteling beslis, ja. Pas mooi by jou jas. Dankie. So vir ons laaste ronde hou ons dinge weer dieselfde. En ons het vir ons ou vriend Willem van Rensburg, senior kunskenner en hoofkurator by Strauss & Co, terug om met ons te gesels oor 3 landskappe. Willem, vertel ons. Rolien, hier kyk ons na ware ou meesters in die Suid-Afrikaanse kuns. Die oudste onder hulle is Hugo Nudee. Hy is in 1863 gebore en 1941 dood. En dan die verste, die jongste ene is Piet van Heerden. Hy is in 1917 gebore in Malawi. Laerskoolopleiding in Wellington gehad en hoërskool in Cradock, maar op die ou einde land hy toe in Woester waar Hugo Nudee sy leermeester word. En dan in die middel het ons Henk Pierneef. Hy is in 1886 gebore en dood in 1957. Al 3 van hulle het omwentelings in die Suid-Afrikaanse landskapskildering teweeggebring. Die vernaamste seker Pierneef. Hy het opleiding in Nederland gehad, maar dit is eintlik toe hy eers die Hollandse filosoof Willem van Konynenberg tegekom het, wat hom daai geometriese vormgewing laat skilder het. As julle nou byvoorbeeld kyk na die omslag van die boekie agter my, dan sal julle nou presies sien wat ek bedoel. Dit is Rustenburg Kloof wat hy daar uitbeeld en dit is vierkante en reghoeke. Die middelste landskap wat hy nou uitbeeld is Noord-Transvaal en daar is dit die diagonale wat op mekaar inspeel. Ek hou baie van die Hugo Nudee, want soos ek gesê het, hy het hom gevestig in Woester. Hy het wel oorsee gestudeer by die Slade Kunstskool in Londen, waar hy die impressionistiese tegniek geleer het. En ek hou nog meer van die titel van hierdie werk. Dit word genoem Laatmiddaggoud op die Keromberge. Die Keromberge, soos julle weet, is deel van die Langebergreeks. Dit is die pieke so 2000 meter bo seespieël en dit is tussen Woester en Swellendam. En dan Piet van Heerden het die aflosstok by Hugo Nudee oorgeneem betreffende landskapskildering. Hy beeld ook die korenlande uit, plase, wingerde en dies meer. Julle kan die skilderye van nader besigtig. Staan nader. Ja, maar al 3 is belangrik. Ja, die vraag is net hoe lang skik jy hulle werke teen mekaar? Sy naam op te skryf, maar sy naam is daar. Ja. Ek dink dit was hy gaan nie meer werk wat jy het. Dis is natuurlik meer nie vir Mastyn. En dan dink ek hy het ook nog hulle paar vername en ja, volgens weer. Ja, sien jy nog een bier. Ja. Ja. Wat van Dit is ook, ek sou sê, ja. Want dit is verskriklik mooi, hè? Bier van die beter naam. Grote van die skilderye is ook verskillend. En die skaarsheid van die tipe, hoeveel van hulle daar is. Ja, dis mooi. Presies. Ja. Ons het laas met die vrae aan hierdie kant begin, so kom ons begin by Pieter en Tandi. Wie van julle het 'n vraag? Natuurlik al 3 kunstenaars is besonder. En Pierneef is van die duurste kuns wat ons in Suid-Afrika verkoop het. Hoe bepaal mens die waarde van 'n spesifieke Pierneef? Ons kyk gewoonlik na die onderwerp. Ja. En die wat die meeste maal is maar die bosveldtonele met die kameeldoringbome. As daar wolke by is, hou ons ook baie daarvan. En natuurlik dan gaan ons volgens die grootte en ook volgens die medium, die olie op doek. Daar is maar 'n rangorde in die skilderkuns, olie op doek en dan olie op bord en dan waterverwe en tekeninge en dies meer. Merlin en Alistair, wat is julle vraag? Die ouderdom van die skildery, het 'n impak op die waarde? Dit hang alles af. Gewoonlik is daar 'n verandering in styl. Piet van Heerden se styl bly konstant. Jy weet, as jy een gesien het as 'n vroeë jong man en een as 'n ou skilder, dan lyk hulle min of meer dieselfde. Pierneef se styl het
voortdurend verander. Ek het die geometriese styl uitgewys. Daar is ook 'n impressionistiese styl. Hugo D was ook redelik konstant met treffende sy styl, so hulle is min of meer dieselfde deurgangs sy ontwikkeling. Laaste vraag van hierdie kant af, Peter. Hoe gereeld sal die leerder en die leermeester, die leerder eintlik dan ook baie beroemd raak en sy werke waardevol is as hy onder 'n beroemde kunsmeester sou leer verf het? Partykeer is hulle gelukkig, partykeer nie. Ek dink hulle moet self besluit tussen Piet van Heerden en Hugo D wie die betere ene is. Partykeer gebeur dit, partykeer nie. En ons heel laaste vraag van Merlin. Ek is nog nie heeltemal seker of hulle almal met dieselfde tipe verf gedoen is nie, maar het dit 'n impak op die waarde van hierdie stukke? Ja, al drie, soos ek gesê het, is ou meesters, so hulle gebruik natuurlik die beste olieverf. Al drie van hulle, dis hoekom die toestand ook so goed is. In die 60er jare is daar wel die gebruik van akriliese verf, maar dis die jong klomp. Dit is nie van betrekking met hierdie skilderye nie. Nou toe, julle kan nog 'n paar oomblikke onder mekaar gesels of stry. Trampeer nie verstaan hier. Ja. Ek dink so in ieder geval natuurlijk is groter. Mooier ook vir ons nog. Vir ons huis en met Svenja. Zo mij is eigenlijk Merlin en Alistair was sommer vinnig uit die blokke. OK, 3, 2, 1. Verskillende raaiskote, altyd lekker as dit gebeur. Met Peter en Tandy wat reken C is die meeste werd, gevolg deur B, gevolg deur A, en Alistair en Merlin wat vir die pierneef gegaan het, gevolg deur C, gevolg deur A. So beide reken hier is die minste waarde. Is een van hulle 100% in die kol? Ja, dis Alistair en Merlin se. Dis Alistair en Merlin wat reg is. Baie geluk julle. Dit beteken julle is ons wenners van hierdie ronde, maar alles is nog nie verlore nie. Want soos julle kan onthou, het ons maak en breek koeverte. Peter en Tandy het geraai, wat ek moet sê ek ook sou raai, hulle het geraai vir die rooi appel. Terwyl Merlin en Alistair het gegaan vir ons snaarinstrument. Willem, ek het jou nou hier. Is een van hulle reg? O nee, ongelukkig nie. Beide verkeerd. Die mees waardevolste is hierdie vaas. Ja. So dit beteken, Alistair en Merlin, omdat julle ons derde ronde gewen het en niemand in hierdie ronde as 'n wenner na vore getree het nie, dat julle deurgaan na ons finaal, ons eerste span wat ons sal sien in die finale ronde van Skat of Wat. Net vir interessantheid vir Willem, vir hoeveel sal hierdie ouetjie gaan? Julle kyk na so R1500. En Peter en Tandy, ons sê dan nie vir ewig vir julle totsiens nie. Ons sien julle nog in die naaswenner episode, want ons speel ook vir 'n kontantprys vir die derde plek. Willem, dankie soos altyd dat jy saam gespeel het en ons sien julle volgende week vir ons volgende en ons laaste semifinale ronde van Skat of Wat.